Ek wil vandag met julle gesels oor korona. En ek wil vandag vir jou sê dat jy is eintlik 'n royalty. Jy is eintlik 'n prins of 'n prinses. So ek wil vandag met julle gesels oor die kroon wat op jou kop is en die een wat deur die wêreld daar geplaas is. So op hierdie stadium het jy 'n kroon op jou kop wat deur sosiale pressure daar geplaas is. Hierdie kroon wat op jou kop is heiliglik vol al hierdie merke, al hierdie dents, al hierdie scratches, al hierdie roes en al hierdie goeders van alles wat die sosiale druk wat op jou is. So jy het soos hierdie kroon op jou kop, daar's 'n kroon op jou kop, maar jy het hierdie kroon op jou kop en voor op jou kroon staan daar social pressure of social cues. So al hierdie druk van wat die wêreld sê, al hierdie woorde, al hierdie goeders van wat is cool, wat's nie cool nie. Jy moet so wees, jy moet so wees, of jy moet dit of jy moet dit, of weet dit is al hierdie kookoond pressure wat die wêreld op jou neerplaas, op jou as 'n jong mens neerplaas. So dit slaan duike in jou kroon, dit maak merke op jou kroon en al daai goedjies. So die kroon heiliglik op jou kop is nou al so verweer deur al hierdie dinge wat die wêreld vir jou sê jy moet wees en hoe jy moet wees. Woorde wat regtig waar seer maak, woorde wat merke los. En ja, omdat die druk so geweldig hoog is op jou as 'n jong mens, voel dit jy moet perform. En al hierdie goed ontwikkel anxiety en depression en hurt en ja, dis net al hierdie addisionele druk en jy voel net jy kan net nooit wees, jy kan net nooit jouself wees nie, jy kan net nooit wees dit wie jy is nie. So jy gaan dalk in op sosiale media en jy sal sien daarbo het ek gesit, who am I? Dit is 'n vraag. Who am I as sosiale media vir jou sê dit is wie jy moet wees? So al hierdie druk op jou is soos hierdie, jy weet nie wie jy is nie, want as jy nie kan wees wat sosiale media sê jy moet wees nie, so wie is jy dan? Nou ek wil vandag jou persepsie verander en ek wil vandag vir jou sê, jy het 'n kroon op jou kop, nie daar geplaas deur die wêreld nie, maar daar geplaas deur Liewe Jesus. Daar geplaas deur die enigste koning wat daar is, die enigste royalty wat daar is, en dit maak van jou 'n royalty, dit maak van jou 'n prins en 'n prinses. So ja, ons gaan al hierdie goeders gaan ons verander, en ons gaan hierdie kroon wat op jou kop is, gaan ons reg kry met hoe die Here hom op jou kop geplaas het. Ons het nou al gepraat oor integriteit en oor wysheid, oor wat integriteit is en wat wysheid is, sowel as ook die druk wat veroorsaak dat die jong mense vandag en die tieners van vandag nie hierdie eienskappe kan toepas nie. Want dit raak net soos clouded met al hierdie chaos en noise van wat die wêreld in jou oorfluister. So ons het nou al gepraat oor integriteit en wysheid en wat dit is. En elke liewe een van hulle verteenwoordig 'n steen, 'n gem, 'n ruby, 'n diamond, noem dit wat jy wil. Maar elke liewe een verteenwoordig so 'n kosbare edelgesteente. En as jy in die Bybel gaan lees, praat Liewe Jesus so baie gereeld daarvan, van al hierdie prachtstukke, al hierdie juwele, al hierdie mooi dinge. En ons gaan elke week gaan ons werk aan elke liewe een van hulle. En elke week gaan ons praat oor een van hulle. En soos ons deur dit werk, gaan hierdie kroon wat heiliglik op jou kop is en voorop staan social pressure of social cue, gaan elke week as ons praat oor 'n edelgesteente, gaan daai edelgesteente op jou kroon kom. En so gaan jy begin om jou kroon te versier
met dit wat die Bybel sê, met dit wat die Here vir jou gee, met dit wat liewe Jesus vir jou gee. So elke week gaan ons 'n nuwe steen op hierdie kroon van jou plaas. En dan op die einde van hierdie hele proses gaan jy sit met hierdie pragtige kroon op jou kop, want jy het al daai noise en chaos van die wêreld van die hand gewys. Jy het al hierdie beginsels en karaktereienskappe van die Bybel geleer, en soos jy hulle geleer het, het jy elke keer daai steentjie op jou kroon gesit. So nou in jouself of by jouself kan jy gaan en jy kan nou soos 'n kroon gaan teken of skets of hoe ook al, en jy kan gaan en elke keer as ons hierdie karaktereienskappe hanteer, kan jy daai steentjie op jou kroon gaan teken, om dit soos 'n manifestasie te doen, om dit soos 'n werklikheid te maak vir jou. So ons gaan elke week gaan ons 'n nuwe steen opplak, en wat dit gaan doen is, dit gaan vir jou hierdie royalty crown gee, hierdie kroon wat uniek is, hierdie kroon wat vir jou identiteit gaan gee. En belangrikste van alles is, dit gaan vir jou identiteit in Jesus Christus gee. So as die wêreld kom met sy noise en met sy chaos en met al hierdie goeters en van jy moet so wees en jy moet so wees, dan gaan jy op 'n stadium sê, hey, sien jy nie hierdie pragtige kroon op my kop nie? Hierdie kroon op my kop sê, ek moenie wees soos wat die wêreld sê ek moet wees nie. Hierdie kroon op my kop meen ek is 'n royalty, ek is 'n prins, ek is 'n prinses. Hoekom? Want ek behoort aan die koning, ek behoort aan Abba Vader. En dan as jy al hierdie edelgesteentes en hierdie kosbare karaktereienskappe bymekaar het, dan gaan jy daai pragtige kroon wat jy gebou het, daai kroon wat van dit wat die Bybel vir jou gegee het, gebou gaan word, gaan jy op jou kop sit en jy gaan in daai sosiale kring instap as proud as you can be, en met daai pragtige kroon op jou kop, want jy gaan weet dat daai kroon gaan vir jou 'n reminder wees aan wie jy behoort, gaan vir jou 'n reminder wees om te sê, maar jy is nie van hierdie wêreld nie, jy is van die Here af, jy is 'n koningskind, jy is royalty, so jy is 'n prins of 'n prinses, want jy behoort aan Abba Vader. En dan wil ek vir jou 'n Bybelvers gee waarop jy kan vas staan. Een wat in my tienerdae vir my baie beteken het. En ja, dit was regtig waar net soos, dit is 'n constant reminder om vir jouself te sê, maar weet jy wat, jy moet daai kroon wat op jou kop is, moet jy vashou. Want in Openbaring 3 vers 11 sê hy, kyk, ek kom gou, hou vas dit wat jy het, sodat niemand jou kroon wegneem nie. So nou, as jy hierdie kroon klaar gebou het, en jy het al daai social stuff afgehaal, al daai scratches en dents, en al daai roes, en al daai vuiligheid afgehaal, en jy het al hierdie edelgesteentes, hierdie rubies, en diamonds, en Swarovski kristals, ek meen, jy kan soos like crazy gaan met al hierdie gems, maar as jy al daai goed gevat het, en jy het op jou kroon gesit, en jy hou daai kroon vas op jou kop, en jy remind jouself elke liewe dag, en sê, weet jy, maar ek behoort aan royalty, want ek is 'n kind van die Here, van die enigste koning wat daar is, dan gaan jy op hierdie vers elke liewe dag kan staan en sê, ek gaan my kroon vashou, sodat niemand hom van my af kan wegvat nie, want daai kroon gaan jou identiteit in Jesus word. So gaan teken vir jouself 'n kroon. Haal daai kroon wat die wêreld op jou kop gesit het, haal hom af en chak hom so in die asblik, want jy gaan 'n nuwe, splinter nuwe kroon kry. Jy gaan 'n pragtige kroon kry, as 'n reminder van aan wie jy behoort. So, wees blessed
and Anointed sien julle volgende Dinsdag.